As jy in 'n tyd van jou lewe waar jy dalk vir God vra, Here, is dit dit? Is dit die woord wat U my gegee het? Soveel anders as wat ek gedink het. Waar is daai woord, Here? Hoekom is ek hier? Wie bevind jouself bietjie in so 'n plek vir jou lewe as jy dink, Here, waar is daai woord? Hoekom is ek hier? Daai mooi woord wat U vir my gegee het. Daai hoop. Daai droom. Want hier waar ek nou is, sien ek dit nie. Kan ons bietjie eg raak met mekaar vanoggend? Dis die Suid-Afrikaanse ding om te sê as dit vra, hoe gaan dit? Dit gaan goed. Terwyl dit eintlik hier in jou binneste baie seer en baie stil is. Toe ons vanoggend hierdie woorde sing, toe wil ek wil jou bemoedig vanoggend met hierdie ding. God se stilheid bepaal nie God se volheid nie. God se stilheid in die tyd waarin jy nou is, bepaal nie sy volheid nie. Want hy is nog steeds God in die stiltyd waarin jy is. En dit is so mooi wat daai Psalm sê, is wees jy stil. Want dit is in die stil oomblikke waar ons so stil ervaar, waar ons begin baie praat, want ons soek iets om die stilte te vul in onsself. En ons begin baie woorde te sê, en ons begin baie vrae te vra, want ons weet nie wat om te doen in hierdie stil tye van ons lewe nie. Is dit ek? Het ek iets verkeerd gedoen? Ons begin met allerlei snaakse vrae. Was ek ongehoorsaam? Wat het ek gedoen om dit te verdien? Terwyl die psalmdigter dit so mooi sê, wees jy stil en weet dat ek God is. Genesis 37. Ons raak verwar omdat die droom anders te lyk as wat ons gedink het. Ek wil vandag kom en ek wil jou 'n vraag vra. Wat as dit is wat jy as 'n slegte tyd in jou lewe beskou? Die hand van God is wat besig is om jou te vorm, om die meesterstuk te word wat hy wil hê jy moet wees in hierdie tyd. Dit wat jy beskou as 'n slegte tyd. Want ons is so geneig om te sê goeie tye is van God af en slegte tye is van die vyand af. En die vyand is besig met my. Hy's besig om met my te woel. En ons is so in stryd tussen God en tussen die vyand. Wat as die slegte tye in jou lewe, dit wat jy beskou as 'n slegte tyd, God is wat jou vorm om 'n meesterstuk te word vir hierdie tyd waarin jy lewe. Ons sing so baie keer, het ons al die kinderliedjie gehoor, soos die klei in die hand van die pottebakker. So is ek in die hand van die Here. En dan sê hy, vorm my, Here God. Vorm my en vou my, al kry ek seer. Ons bid baie keer die gebed van Dawid, waar ons sê, Here, skep vir my 'n rein hart. Besef jy wat jy bid? As jy vir God sê, Here, skep vir my 'n rein hart. Dis meer as net sonde wat vergewe word. Jy gaan deur 'n seisoen in jou lewe waar God dit kom breek, wat gebreek moet word in jou en in my. Ons trots word gebreek. Ons afhanklikheid van onsself word gebreek. Want God kom nie net en hy kom skep 'n rein hart en hy sê, woems, nou het jy 'n rein hart nie.
Hy het nie vir die volk gesê, daar's die beloofde land, gaan hom net in nie. Hy het hulle deur 'n tyd gevat van hulle lewe, waar daar goed gebreek moes word, sodat hulle as die volk van God in 'n land in kan stap wat hy vir hulle beloof het, en weet wat om daarmee te doen. Ons is baie keer nog steeds soos klein kindertjies. Ek kyk na my klein seentjie wat kom, pappa, ek wil sap hê. Pappa, ek wil sap hê. Ek wil sap hê. Ek wil sap hê, of ek wil dit hê. Ek wil dit hê. En ons is baie keer so voor God, Here, ek wil dit hê. Ek wil dit hê. Ek wil dit hê. Ek wil dit hê. Baie keer is dit wat ons wil hê nie eers goed vir ons nie. En ons in sulke tye van ons lewe waar God dit vir ons leer. Genesis 37 vers 6. 'n Bietjie vandag met julle praat oor Josef. Ek wil met jou praat oor jou droom. Ek wil met jou praat oor jou woord wat jy ontvang het. En dan wil ek jou sê, daar's 'n proses waardeur ek en jy gaan. Dankie Sonay vir vanoggend se leiding en gehoorsaamheid aan die Heilige Gees vir dit wat jy vanoggend na hierdie huis toe gebring het. Dit was 'n seën vir my hart gewees en vir my gees. Genesis 37 vers 6 sê die volgende, en Josef, kom ons lees op vers 5, op 'n keer het Josef gedroom en hy het dit vir sy broers vertel. Op 'n keer het Josef 'n droom gehad en dit was nie net 'n droom nie. Ek kan dink dat hierdie droom het vir hom betekenis gehad, want ek het ook al drome gehad wat ek opstaan die volgende oggend en dit net vergeet. En dan het ek so 1 of 2 drome al in my lewe gehad wat ek kan onthou. Ek kan die detail daarvan onthou. Dis duidelik en is dieper as net 'n gewone droom. En daarna was hulle afkeer van hom nog groter. Sy broers like hom nie. Hy droom 'n droom en hy vertel hulle hierdie droom en hulle like hom nog minder. Dis hoekom ek nie vir Dani my drome vertel nie. En hy het vir hulle gesê, vers 6, luister na die droom wat ek gehad het. Ons is op die land besig om gerwe te bind, en skielik gaan staan my gerf regop, en hele gerwe gaan staan rondom, en hulle buig voor my. Nou, ek wil vir jou gou nou 'n interessante ding, toe ek hierdie gedeelte weer lees, dink ek, eers, die Here is groot. Toe ek hierdie droom lees. Toe sê sy broers vir hom, jy verbeel jou, jy sal oor ons koning word. Dink jy dalk, jy sal oor ons regeer? Ek wonder of jy lees wat ek hier lees. Want Josef kom met die droom, en sy broers kom lê die droom uit. Dink bietjie daaraan. Josef kom vertel hulle hierdie droom, en in sy broer se arrogansie, of hulle kwaadheid, kom hulle, en hulle kom lê die droom uit, van Josef. Die hongersnood, wat sou tref, is reeds voorspel, in hierdie tyd. Lang voor Farao, die drome gehad het, wat hy gehad het, is die hongersnood, wat sou tref, reeds voorspel. Dink daaroor. Josef se koring, sy gerf gaan staan regop en sy broersin val. Die hongersnood van die land was reeds voorspel gewees in hierdie oomblik. Dis interessant as jy hierdie goed so lees. So Josef het hierdie groot droom, hierdie amazing droom. En vir sy broers is dit nie so nice nie. Jy verbeel jou, jy sal oor ons koning word. Dink jy dalk, jy sal oor ons regeer? Oor sy drome en sy praatjies het hulle nog groter afkeer van hom gekry. En hy het ook nog 'n ander droom gehad,
En hy het dit vir sy broers vertel. En hy het gesê, ek het weer gedroom. Die son en die maan en die 11 sterre het voor my kom buig. En toe hy dit vir sy pa en sy broers vertel, het sy pa hom berispe en vir hom gesê, wat vir 'n soort droom is dit, wat jy gehad het? Verbeel jy jou, ek en jou ma en jou broers moet ons voor jou kom buig. En sy broers was afgunstig op hom. En sy pa het aan die droom bly dink. So iets het tog in sy pa se hart gebeur toe Josef hierdie droom vertel het. Dit is nie lekker nie. En as ek nou vir jou vandag iets kan vertel van 'n woord van 'n volk wat 'n beloofde land beloof is, 'n Josef wat 'n droom gehad het van sy broers wat rondom hom buig, dan wil ek vir jou sê, dit kan 'n gevaarlike plek raak, dit kan 'n plek raak waarin Josef dalk baie arrogant kan raak, of baie groot in homself kan raak, hoewel die woord waar is, en die woord daar is, kry hy hierdie wonderlike mooi droom, maar dit gebeur nie in die oomblik nie, inteendeel al wat sy broers van hom sê is, jy droom, dis waar dit gaan bly, jou droom gaan 'n droom bly. As jy dink, ons gaan voor jou buig, jou droom gaan 'n droom bly. Maar dit wek 'n woede in sy broers se harte op. Josef het hierdie wonderlike droom van iets groots. Hy's geroep vir iets groters. Hoeveel keer loop ek en jy nie, en ons weet, ons het die woord gekry van die Here af. Ons het daai droom gehad, soos wat Josef hom gehad het, dat ek is geroep vir iets groters. Ek is geroep om meer te wees as wat ek nou is. En ons hou so vas aan dit wat ons gesien het, dat ons vergeet dat daar 'n proses is, waardeur ek en jy moet gaan, voor ons by daai woord kom. Die woord is nie altyd dadelik nie. Amen. Ek wil jou kom 'n bietjie bemoedig vandag. As jy in 'n oomblik van jou lewe is, want ek wil jou verder vat, sy broers raak so kwaad vir hom. Sy broers raak so kwaad vir hom, dat hulle vat vir Josef. Toe sy pa vir hom sê, gaan kyk bietjie wat maak jou broers, en kom doen verslag aan my. Genesis 39 vers 17. Nie 39 nie, want ek het my gedeelte hier kry. Ek het hom nou vanoggend gehighlight. Of nie, ons is nog by 37. Ons is nog by 37, voor ons aan 39 toe gaan. Vers 23, kom ons lees vanaf vers 18 af. Hulle het hom al van ver af gesien, Genesis 37 vers 18. Hulle het hom al van ver af gesien, en voor hy by hulle gekom het hulle ooreengekom om hom dood te maak. Okay? Sy broers like hom regtig nie. Hulle het naamlik mekaar gesê, kyk, daar kom die ou dromer. En dalk voel dit vir jou, ja, miskien is ek maar net die ou dromer. Ek het goed gedroom in my lewe, en dit word nie waar nie, en ek het woord van die Here afgekry, en dalk is ek verkeerd geweest, dalk is ek maar net 'n ou dromer. Die wêreld wil baie keer ook vir jou sê, ag, jy is maar net 'n ou dromer, daar kom die ou dromer. Okay? Drome, mense hou nie van dromers soos Josef nie. Kom ons maak hom dood en gooi hom in die put. Ons kan sê 'n roofdier het hom opgevreet, dan sal ons sien wat word van sy drome. Reuben het hulle gehoor praat, en omdat hy vir Josef wou red, het Reuben gesê, nee, ons moet hom nie doodmaak nie, moenie moord pleeg nie, gooi hom liewer in hierdie put, hier in die veld, moenie sy lewe neem nie. Reuben het dit gesê, sodat hy vir Josef kon red, en hom na sy pa toe kon terugstuur. So Reuben wil nie sy broer doodmaak nie, en Josef het skaars by sy broers aangekom, vers 23, of hulle trek sy klere uit, en die lang klere met moue, wat hy aangehad het, en vat hom en gooi hom in die put. Dit was 'n droë put sonder water. Ek hou nogal, die Bybel gee vir ons 'n bietjie inligting oor die put. Dit was al 'n droë put.
Daarna het hulle gaan sit en eet. En toe hulle weer sien, kom daar 'n klomp Ismaelitiese handelaars uit Gilead aan. En hulle was op pad na Egipte toe. En hulle kamele was en op hulle kamele was daar gom, balsam en hars gelaai. Toe sê Juda vir sy broers: "Watter nut het ons om ons broer dood te maak en dit dig te hou? Kom ons verkoop hom aan die Ismaeliete. Ons moenie sy lewe neem nie. Hy is ons broer." So hier besef Juda dit ook nou. Hy's bloedfamilie. Juda se broers het na hom geluister en toe daar van die Midianitiese handelaars verbykom, het die broers vir Josef uit die put opgetrek en vir 20 stukke silwer aan die Ismaeliete verkoop en die het hom na Egipte toe gevat. Kom ek vra jou gou 'n bietjie 'n vraag en ek sal like om jou opinie te hoor hier. Wie dink jy wie was hier aan die werk gewees? Dink jy dit was dalk die vyand gewees of dink jy dit was God wat hierdie ding bewerk het om te gebeur soos wat dit gebeur? Wie sou jy sê? Ek sal sê is niemand anders as God nie. Josef sou nie van self sy vader en sy moeder se huis verlaat het en na Egipte toe gaan nie. Dinge moes gebeur in Josef se lewe om hom op die plek te bring waar hy kan wees waar hy is. God laat dit toe dat Josef se broers hom in die put gooi, hom verkoop en na Egipte toe gaan. Maar dink bietjie by jouself, hier sit Josef in die put en hy dink weer aan sy drome. My broers wat voor my moet buig, of hy dink aan hierdie ding, hierdie iets groters waarvoor God hom geroep het. En hier sit hy in die put, deur sy broers verraai in die put, en hy wonder by homself, glo ek, Here, waar is die droom? Ek sien nie die woord nie. Waar is die droom? En dalk sit jy vandag in 'n put, en jy dink by jouself, maar waar is die droom? Hoe het ek tot hier gekom? Wat het ek verkeerd gedoen? Hoekom is ek hier? In hierdie plek van my lewe. Ek glo uit in die put het hy stilte ervaar. Hy het gesê, Here, waar is U in hierdie tyd? Hulle verkoop hom en hy gaan na Egipte toe. Ek dink terwyl hy daar agter die kamele moes aanloop of terwyl hy gevange is, Here, wat van die droom? Here, wat van die drome wat U my gegee het? Hierdie maak nie sin nie. Hoeveel keer het jy al op 'n plek in jou lewe gekom waar jy vir die Here gesê het, hierdie maak nie sin nie? Steek bietjie op die hande. Laat ons bietjie eerlik mekaar vandag in die oë kyk. Ek het al op 'n plek in my lewe gekom waar ek sê, Here, hierdie maak nie sin nie. Dit maak nie sin nie. In my kop is daar baie ander maniere hoe ons hierdie saak kan hanteer. Dan sê die woord van die Here nog steeds, my gedagtes is hoër as jou gedagtes. Ons goed wat gebreek word in hierdie proses, en hy stap agter hierdie kamele aan, en hy wonder by homself, waar is U? En moenie dink hier is vandag 'n boodskap wat ek wil preek om jou depressief te maak nie. Ek wil jou opbou om te sê, God se gedagtes is hoër as jou gedagtes. Dit werk beter as wat jy dink. Al wat ek en jy hoef te doen op die einde van die dag, is om die proses te vertrou waardeur God ons vat, en ons moet ons oë oopmaak om te sien wat hy ons wil leer in die oomblik. Dalk is dit nie so seer in wat hy vir jou wil sê nie. Dis hoekom hy stil is. Maar dis in wat hy vir jou wil wys in die oomblik, sodat jou oë kan sien dat hy is met jou. Josef eindig op in Potifar se huis. Dink jy dis toevallig? Dat Potifar hom raak sien, koop hom as slaaf, werk homself op in Potifar se huis, en hy kom op hierdie plek waar hy dink, jy's okay, lewe begin, Here, okay, dit begin dan nou bietjie lekkerder raak, dit begin bietjie gemakliker raak. Meantime, like Potifar se vrou vir Josef. Maar Josef like nie Potifar se vrou nie. Ek weet nie wat was die rede nie, was die ouderdomsverskil? Nee, hy was 'n man van God gewees.
hy sal nie verkeerde ding doen nie. Potifar se vrou doen iets, en sy wil by hom aanlê. En toe hy weggaan, toe skeer sy 'n stuk van sy klere af, soos hy weghardloop. En sy gaan. Nou Genesis 39, vers 17. Kom sy, en sy het alles vir hom vertel en vir hom gesê, vir Potifar. Potifar se vrou vertel nou vir Potifar alles. Die Hebreëse slaaf, wat jy hier by ons ingebring het by my kom aanlê. Maar toe ek hard aanhou roep, het hy buitentoe gevlug en hierdie stuk klere by my gelos. Toe Josef se eienaar by sy vrou hoor wat sy slaaf alles aan haar gedoen het, was hy kwaad. En het hy vir Josef gevat en in die tronk gegooi. Die mense in die tronk gegooi, waarin die mense was wat deur die koning gevange gehou was. Weer 'n keer. Here, wat van die droom? Ek het nou al vrede gemaak dat ek hierdie droom nie eers gaan sien nie. Dinge het nou net weer lekker geraak of gemaklik geraak. Wat gaan aan? Hoe eindig ek hier op? En dalk was die Here weer stil. Hy sê, Josef, vertrou my net. Shh. Wees stil en weet dat ek God is. Terwyl Josef daar in die tronk was die Here by hom. In hierdie tyd waarin jy dalk jouself bevind, of in die stiltyd van jou lewe, sê 'n bietjie dit agter my aan. Die Here is by my. Josef in die tronk, die Here is by jou. Kyk vir jou langs jou, sê vir hom die Here is by jou. Jy's nie alleen nie. Die Here is by jou. Dawid sê, al klim ek op in die hoogste hemel, daar is hy. Al maak ek die doderyk my bed, klim ek af in die diep, daar is hy. Al vaar ek weg met die daggeraad en ek gaan woon in die uiteindes, daar is hy. Die Here is by Josef. En hy het Josef sy troue liefde laat ondervind, sodat die tronkbewaarder hom goedgesind was. En hy het vir Josef in beheer geplaas, weer eens gaan dinge great met Josef se lewe. En dit begin dalk weer bietjie sin maak, en hoewel hy in die tronk is, gebeur daar dinge, hy lê die skinker en die bakker kry drome, en ek wil net weer eens sê, as jy 'n beroep wil kies, wees eerder die skinker, en moenie die bakker wees nie. As jy die bakker is jy in gevaar, wees die skinker. Jy ken al die koning se geheime, wanneer jy skink. As jy daar in die kombuis is en jy bak 'n brood, almal kan 'n brood bak, maar nie almal ken die koning se geheime nie. Né? Hy lê dit uit. En op 'n dag kry Farao 'n droom. Droom wat hom ontstel. En sy mense kan dit nie uitlê nie. En hierdie skinker onthou, en dis jare later. Hierdie skinker onthou, Josef wat in die tronk was, het my drome uitgelê. En hy vertel die koning, en die koning bring hierdie man. En Josef lê die koning se drome uit. Ons ken almal hierdie storie. Ek wil net vir jou sê, wat het van die woord geword? Wat jy so by jouself dink, wat het van die woord geword, Here? Wat het van die droom geword? Josef stap die koning se paleis in, en hy lê sy drome uit. En die koning stel hom as tweede, second in charge in Egipte aan. Die woord van die Here sê, wanneer jy dit gaan lees, sê hy sê, die Farao het daarop vir Josef gesê, God het jou dit alles bekend gemaak. Daaruit is dit duidelik dat niemand soveel verstand en wysheid as jy het nie. Ek stel jou aan. Tronkvoël, ek stel jou aan. Jy's in hierdie slegte tye van jou lewe gewees, en nou kom die prentjie uiteindelik by mekaar en sê, ek stel jou aan, want daar gaan 'n hongersnood kom. En jy het geweet hoe om voorsorg te maak vir dit. Ek stel jou aan oor my paleis. My volk moet jou gehoorsaam, net ek sal meer mag hê
as jy. En die goed tref die land, en Josef se broers gaan koop koring. En Josef was in beheer van Egipte, en hy het self die graan aan die mense verkoop, en sy broers het dus na hom toe gegaan, en diep voor hom gebuig. Ek dink dit was 'n oomblik in Josef se lewe gewees waar hy gesê het, dis hoekom ek hier moes wees. Die pad wat ek dalk so baie gedink het om te vervloek, was die pad waarop God my gesit het, om sy droom vir my lewe te kom bereik, en dit het anders gelyk as wat ek gedink het. So ek wil jou vandag aanmoedig. Moenie dink omdat jou pad snaaks lyk of sleg voel. Dink dat jy op die verkeerde pad is nie, tensy daar iets is waarvan jy weet. OK? Jy weet waarmee jy besig. Maar ek wil vandag vir jou sê, as jy na die tekens kyk en na die dinge kyk in jou lewe en dit lyk onbekend en jy dink by jouself, Here, waar is U? Wil ek vandag vir jou sê, selfs in die tronk, in die put, die Here is by jou. En jy sal guns vind, waar ook al jy beweeg, as slaaf in Potifar se huis, daar sal jy guns vind. In die tronk, daar sal jy guns vind, want ek is by jou. Ek het 'n plan vir jou lewe. Jy moes in die tronk opeindig, om by die bakker en by die skinker uit te kom. Sodat hulle eendag, die skinker, die droom kan gaan vertel vir koning Farao van ek wat jou droom uitgelê het, of van jy wat my droom uitgelê het. Sodat jy sy droom kan uitlê. Sodat jy ook onder die koning kan regeer in Egipte en selfs jou familie red uit hongersnood uit. Die proses waardeur Josef gegaan het hom inteendeel nie arrogant gemaak nie. Dit het hom nederig gemaak. Hy het geweet wie hy is in God. As ons baie keer net die beloofde land moes instap uit Egipte uit weer en ons moet die beloofde land instap. As ons baie keer net dit moet kry, maklik, sal ons nie weet hoe om dit te hanteer nie. Maar God moes die volk deur die woestyn vat, om hulle te wys waar sal hulle voorsiening vandaan kom. Hulle aanbiddingskultuur verander. Sodat wanneer hulle die beloofde land, wat 'n realiteit was, wanneer jy dit betree in jou lewe, wanneer die woord in vervulling kom in jou lewe, dat jy sal weet, dit gaan nie oor wie Josef is nie. God het my tot hier gebring. Die pad wat ek gestap het, is nie my manier en my dinge en dit wat ek sê gaan nie. God het my deur die proses gevat, sodat ek met verantwoordelikheid en integriteit hier kan wees en doen dit wat gedoen moet word. Ek wil jou aanmoedig vandag dat God is nie klaar met jou nie. Die pad wat jy stap, wat jy nie dalk weet hoekom nie, het voel vir jou dalk jy word gelei na Egipte land toe. Rian, dalk voel dit vir jou vandag jy word uitgelei uit Egipte land uit. Wil ek vir jou sê, is dit nodig om jou oog op die Here gefestig te hou en al ervaar jy 'n stilte in jou. Maak jou oë oop en aanskou die wonders van God wat hy doen. Want dis 'n tyd waar hy nie net met jou praat nie, dis 'n tyd waarin hy jou wys wie hy is. Wil jou vandag aanmoedig. Die Here is by jou. Die droom oor jou lewe sal waar word. Wat het Josef se broers vir hom gesê? Kom ons maak hom dood. Kom ons gooi hom in die put. Kom ons kyk wat word van sy drome. Maak nie saak wat gebeur in hierdie lewe nie. Die woord van God en die wil van God sal geskied. En Romeine
sê dit so mooi. Ons kyk baie keer, ek kom terug na dit wat ek wil sê toe. Baie keer loop ons deur die lewe en ons aanvaar die goeie is van God af en die slegte is van die vyand af. Romeine 8, vers 28 sê, hy sê, en ons weet. En as jy dit nog nie geweet het nie, gaan jy dit nou weet. So sê vir die ou langs jou, ek gaan nou iets weet. Ek weet nie veel nie, maar ek gaan nou iets weet. Nee, ek grap, julle weet meer as ek. So ek weet nie veel nie, maar ek gaan ook nou iets weet. En ons weet, dat vir hulle, wat God liefhet. Hoe lief het jy God? Hoe bereid is jy om gehoorsaam te wees aan die woord wat hy oor jou lewe gegee het? Is jy bereid om die opofferings te maak wat gemaak moet word? Is jy dalk bereid om die put en die tronk en die goeters te kan aanvaar en te sê, vir die wat hom liefhet? Ek weet nie veel nie, maar ek weet hierdie ding, vir die wat God liefhet, alles ten goeie toe meewerk. Alles. Nie net die goeie nie. Josef het nie 'n gemaklike pad gehad nie. Dit het nie 7 dae gevat, voor sy broers voor hom gebuig het nie. En hoe great sou dit wees? 7 is die volmaakte getal, dit sal so perfek gewees het, as hy na 7 dae voor ons gebuig het, dit maak sin. Ek gaan pappa se goed erf. Ek is die gunsteling, ek gaan die goed erf. Julle gaan my dien. Stalk hoe die droom kon gaan vir hom, in sy kop, want dis wat hy gesien het. Dis wat hy geken het, dis wat hy geweet het in die oomblik. God kom vat hom op 'n hele ander pad. En dit is belangrik dat ek en jy net hierdie ding sal weet, dat alles werk ten goeie toe mee vir die wat hom liefhet. En wanneer jy daai prosesse in jou lewe aanvaar, dan hoef jy nie te wonder dat God se woord sal waar word nie, dit sal waar word. God is nie 'n God wat lieg nie. Ek weet watter gedagtes ek kan gaande jou koester, spreek die Here, en ons moet onsself submit. Ons moet kom op 'n plek waar ons onsself voorbuig en sê, Here, soos wat die Onse Vader dit sê, nie my wil nie, maar U wil. Laat U wil geskied. Laat dit gebeur wat U wil hê moet gebeur. Ons kom op 'n plek waar ons aanvaar dat God is besig met my. Maak nie saak hoe die storms en die see lyk nie, hou jou oog gefestig op Jesus, want hy het nie gemaak dat jy in die see moes sink nie, jy kan op die water loop, as jy jou fokus behou. Alles werk ten goeie toe mee, alles werk uit, alles werk ten goeie toe mee vir die wat hom liefhet, vir die wat God dien. Mag Ruach huis 'n huis wees wat God dien. En dit maak nie saak hoe die dinge lyk daar buite nie. As Trump 3 missiele skiet, is dit in die voorblad. As Iran iets sê, dan is dit in die voorblad. Ek worry nie wat hulle sê nie. Hulle moet doen wat hulle moet doen. Ek weet, alles werk ten goeie toe mee vir die wat hom liefhet. Die Here sê, ek weet wat gedagtes ek kan gaan in jou dink. Johan, maar die brandstof, ons mag nou net 70 liter ingooi en ons is in die tye van nood, moeilike tye. Alles werk ten goeie toe mee vir die wat hom liefhet. Ek weet nie waar ons hoop gaan vind nie. In die woord van die Here. Jy is nie die eerste een wat deur moeilike tye gaan nie. Al wat ek weet is, alles werk ten goeie toe mee vir die wat hom liefhet. Al sit jy in die put, alles werk ten goeie toe mee vir die wat hom liefhet. Al is jy uit die put uit in Potifar se paleis en jy gaan tronk toe, alles werk ten goeie toe mee vir die wat hom liefhet. Want God se woord is die laaste woord, is die finale woord. Toe aan die kruis gehang het, het hy gesê, dit is volbring. Jy is meer as 'n oorwinnaar. Jy is tot alles in staat deur Christus wat jou die krag gee. En die mooi van die ding is, Paulus skryf daai gedeelte vir ons uit die tronk uit. Hy sê, ek weet wat dit is om goeie tye te hê, slegte tye te hê, oorvloed te hê, niks te hê nie. Maar nogtans is ek tot alles in staat deur Christus wat my die krag gee.
En ek wil jou aanmoedig vandag. Mag hierdie woord jou aanmoedig. Dat al voel jy stil en in 'n stil plek, in the stillness of who you are, there I find peace. So nee, ek wil jou vra om op te kom, die orkes op te kom. En wanneer jy weer hierdie liedjie sing, in the stillness of who you are. Here, dit voel vir my ek's in die put, of dit voel vir my ek's in die tronk, of dit voel vir my ek stap agter die kamele aan na 'n wild vreemde plek toe in my lewe. In the stillness, Here, en dit voel stil in my. In the stillness of who you are, van wie U is, there I find peace. En op die ou einde, in the fullness, in die volheid van wie U is, weet ek, alles werk ten goeie toe mee, vir die wat hom lief het. In die volheid van wie U is, sal die droom waar word. Maak nie saak wat my broer sê nie.